Right vriende, as jy wonder wat nou aangaan, en hierdie is 'n interessante besigheid en as jy vir Jaco Kalahari volg, dan sal jy presies weet wat nou kom. Baie interessant en hy gaan sommer nou oorgee aan Jaco om vir jou te verduidelik waaroor hierdie hele besigheid gaan. Jaco, jy's aan die woord en jou mikrofoon. Vat hom. Dankie Roy, is baie dankie baie welkom almal. Ek weet die Kalahari Kuierfees belangrikste van alles. Sonder julle is dit nie moontlik nie. En my borg, waar sit hy deur? Bernard ERB, MTN Cellulair Appington. Dankie ou Berry. Right, so hier is ons. Ek het so 7 maande terug hierdie avontuur begin, net paar Sondag opgestaan en gesê, wel ek vat die pad. En toe vat ek die pad. Ja, hier is ek nou nog op die pad van klip tot klip. Dis maar waar ek bly. En Tox was daar by my gewees, hier in die Kalahari Januarie maand, toe praat hy en Martin Oboel, julle sal sien, hy is baie actief oor elke 4 vertel 'n storie, met 'n realiteitsreeks wat hulle op YouTube wil begin, en toe trigger die ding my, en dit gaan maar daar om, oor, jy weet, almal het 'n storie, elke 4 vertel 'n storie, elke mens het 'n storie, dis 'n mooi storie, dis 'n hartseer storie, dis 'n suksesstorie, is 'n humoristiese storie. En die ding gaan ek nou van stapel stuur volgende jaar op YouTube. Maar toe het ek gedink, weet wat, vanaand by die Kalahari Kuierfees, kom ons vertel sommer net 'n klomp lekker stories hier uit ons kontry uit. So dit is 'n redelike Liebenberg clan wat hier so sit. Taps ek, jou oupa, burger, is mos ver langs, was daar nie ook 'n konnektasie met 'n Liebenberg ouma of 'n auntie nie, om dan te Ouma Martie is lief. Ouma Martie is Liebenberg. So dis daar by my vriend, wat daar langs Roy sit, dan sit my pa, Koos, hy het op die rugbyveld, Roy, hoe werk ons nou hier? Mens ek nie te kwaai swetsie, maar ek kan my so nie help, sy naam is Koos Bliksem nie. Dis niks van my. Nee, dis sy naam, Ja. noem jy hom so. Hy het dit gekry op die rugbyveld, hoekom weet ek nie? Want al wat ek nog gesien slaan het, dat hy in sy lewe was van my. En dan sit my oompie goed, dis my pa se broer, om Dantes Liebenberg, hy het ook lokaal en ek dink wêreldwyd baie min bekendstelling nodig, daaietjie. Spoedvraat, ja, hy was spoedvraat. Hy was die hele agter wat ook ek in my lewe gesien het. Ek was 'n sandman hierso gewees soos ek in standaard 3 Rooi is. Dan dis die ou wat die meeste blaas en gesigte trek. Maar dan kyk ek vooruit, toe lyn toe daar, kom hy nog net hier oor die kwartlyn aan. So hy het vinniger geklink as wat hy is. Voor hy deur daar, was by die topkamer ingaan. Toe kom ek en Piet Karsten en Herla, het seker Koos daai tyd toe ek nog saam gespeel het. Ons het altyd gesit tot watertyd, ons bestel nog 6 biere, ons vat omtrent 'n uur voor ons gestort. Vrouens sit na buite. Toe ek uitkom, toe loop ek by 'n vreemde oom verby. Toe sê hy vir my, jy stadiger as wat jy lyk. Ek dink nog hy prys my, toe beledig hy wat onder my. Hulle noem hulle opdaars. Hulle daag net op. Ja, Ons het deze jare toe ek vir Metropolitan begin speel en nou jy so 'n bietjie rugby praat. Ook die wyd man. Maar ons het 'n swak borg gehad, hulle het nie baie geld gehad, toe het hulle die truie. Het ons almal in dieselfde lyk. Net almal in een size gekoop, almal mediums. Maar die voorrye en die ouens agter ons het maar bietjie gesukkel, want ons het gelyk of ons naaltjieringe aan het, so die truitjies het maar hier rond gesit. En dat as ons vasgevat het, dan was er altyd gesê, manne asem. En dan vat ons asem en dan sak ons en as een ou skree, nee, dan los almal weer. Sak ons eers weer vir asem wat ons uit die truitjie uit kan kom. Maar ek onthou die besigheid nou van die truitjie. nou ja, en dan sien nog 'n jong man, hy's ook 'n Liebenberg, my suster se lady, Jan Ami, die Facebook manne en vrouens, al die followers ken hom baie goed. Ek kan, ja, hoe lank is dit nou? Ek en Boeta loop seker nou al hoeveel jaar saam, 7, 8 jaar, as hom Jaco ergens hier gaan, dan klim hy. Maar sy ma is ongelukkig geskoolhof. So sy wil hy moet nie skool toe gaan nie. Ek sê maar, jy kan mos meer goed saam met my leer, en hy stem saam. So Jan Ami, sê gou vir die mense, jou van, en hoe oud is jy?
Hallo julle, my regte naam is nou Jan en ek is nou 11 jaar oud, ek is standaard 3 graad 5. Dit is mos lief. En my van is Vermeulen, Christo Vermeulen, dis my volle naam. So ek het hom as 'n klein laatjie toe, hy so groot. Hy's wat is 'n geweermal. Engels is 'n ander woord. Toe noem ek hom Jan Ami en hy's nou nog sy hele lewe deur as hy Jan Ami. Nou vat ek hom toe hy hoor, dis hy 6 jaar boeta. 6 jaar nou, my seun John T, wat julle ook al ken, hy's aan die groot dorp in Pretoria. Nou sê kom dat jy by jou neefie uitkom. Jy moet gaan kuier. Nou ry ek en hy en toe ons nou daar by Kreersdorp op Islandseria Highway klim. Onthou jy wat jy vir my gesê het? Nou vertel die mense. Toe ons nou daar aangekom het, ek sê nou hier, Jaco, ons het nou nie sulke groot borde daar in Suid-Afrika nie. Toe lag Jaco so vrek. Toe gaan ons daar by Centurion, daar waar die John Foster, net voor John Foster, toe die paai nou so gaan. Toe sê hy weer, ek kyk in my sê, Jaco, by ons in Suid-Afrika, ons is so baie paai nie. So, ja, toe vat ek die ou bietjie buite wêreld toe. Maar nou so van skoolkinders gepraat, nog jonger ter as hy hier op Gariep was 'n seun, hy was toe later, was hy nie hoofseun in een van die skerpenskoenskole in die Parel. Ja, toe kom die inspekteur, rooi skooi inspekteur aan, toe sy toe, want jy moet altyd sinnetjies maak. En die inspekteur sê vir hom, ek wil nie sy naam noem, net nou is hy hier en hy's groot ou. Hy sê, maak af 'n oomblik, maak af ons sin met 'n oomblik, en in 'n wag 'n oomblik en so, en hy sit so 'n stadium en hy kyk vir die inspekteur so, hy sê, meneer, die klein blikkie sê vir die groot blik oomblik. Ja, kyk, daar's baie staaltjies en stories wat volg as jy nou op die pad is soos Jaco, ons in die musiekbedryf ook. Maar in hierdie staaltjies eindig jy altyd op in 'n grappie ook. So ek wil begin met 'n grappie en dan sal ek later 'n staaltjie vertel. En daar's baie, ek het actually 'n boek geskryf wat nou al vir 6 jaar sukkel om klaar te kom met al die stories van die laaste 20 jaar op die pad. Maar ek wil, as dit alright is, kan ek begin met 'n grappie. 'n Grappie. Hulle sê die man en vrou skei. Maar hulle eindig toe reg oorkant mekaar. As 'n geskeide paar, een in elke huis so oorkant die straat. Maar hulle het so opgeskote mannetjie. En die pa moet nou elke maand die onderhoudscheck uitskryf. En dis maar bitter swaar vir 'n mansmens om elke maand die klomp geld oor te gee. En dis ook al wanneer hy die kind sien. Dan kom die kind die einde van die maand oor, dan skryf hy nou swaar aan die check. En dan gee hy die check vir die kind, en as die kind oor, en as hy ma toe, om die geld vir haar te gee, en dan sien hy ook weer die kind. En so gaan dit nou al die jare, tot die kind nou op die ou en klaarmaak met skool, en hy het besef toe, maar die check wat hy nou skrywe, is die laaste check. Hy hoef hierna nooit weer te betaal nie. En hy maak die kind sit, en hy skryf die check met so lekkerte in hom neer, en hy gee dit vir die kind, en hy sê, nou stap jy jou oor na jou ma toe, en dan sê jy vir haar, ek sê, hierdie is die laaste geld wat sy kry, die laaste check, en as sy die nuus hoor, dan kyk jy lekker haar gesig, en dan kom sê jy vir my, nou het sy kind daar oor, sit die check op die tafel neer, die laaitjie sê vir sy ma, pa, sê hierdie is die laaste check, en die laaste geld wat jy kry uit my uit die hom uit, en dan moet ek kyk hoe lyk ma se gesig, en dan moet ek gou vir hom gaan vertel. Sy sê, my kind, nou loop jy oor na jou pa toe, en dan gaan vertel jy vir hom, jy is sy kind hier, en dan kyk jy hoe lyk sy daar onder sy gesig. Nou ja, ons is nou hier op die voetbalveld, kyk, dankie, julle het baie stories. Ek weet van beserings wat al plaasgevind het voor julle by die Tuisdorp, die opponente moes gespeel het, daar was erge beserings. Met die terugkom, weet ek, was daar ook 'n redelike stof ontploffing met 'n rooi Renault. Ek weet nie dan, jy ken seker beter hy stories.
Nou laat jy maar weet Jaco. Ja, die Renault storie was ek weet, kom ons los om vir nog so 'n klein tydjie. Vandag het hulle mos nou baie reserves. Hoeveel spelers is daar in die Springbokspan? 23. Ons het hier so in die middel 80se kant. Toe really manne 'n toer pas naweek Windhoek toe. Dorp, op in hierdie rugby klub, het my nie lyk soos hy lyk. En ons trek hier weg, maar ons het 'n kombi. En daar was nog 'n voertuig en daar was, hulle is seker nog hier opdag van hulle, twee van my dierbare maats, Skalk Schulz en Louis Boshoff. Ek weet nie onthou wie was die bakkie se baas of wie was die kap se baasie, maar een het die kap gegee, een die bakkie, en by die panelbeaters het ons 3 bucket seats gekry, wat so dwars kyk, jy kyk in die veld en as jy sit, en daar was nou 'n koelbox of 2 agterin, maar ons ry daarmee Windhoek toe rugby toe. Het hom later die poppenkast genoem, en as die wat agter hy sien net daarna, so betye ons gesels. Maar in elk geval, toe kom ons in Windhoek, ons is met 18 hier weg. Een het op die veld seer gekry, my omaat Louis, maar toe kom ons in Keetmans aan met 13, tot 4 van die veld af seer gekry. Toe moet ons invlieg, daai jare vir 'n friendly op 'n paasnaweek, teen Keetmans op Harlekyne, en die burgemeester om Hampie Pliegta blaas ook nog. Nou, as om Hampie geblaas het, sê hulle, wen die besoekende span die sommer. Ons gelyk op gespeel, ons het baie goed gedoen. Maar toe met Wikus Visser vir herklas en nog iemand invlieg vir 'n paas maandag vir 'n friendly, want ons het na ure uit spelers uitgeloop. Hulle het geval, ag, jy val ons maar oor goed en kry seer en val bo op mekaar. Maar dis maar een van die goed. Nee, hier op die rugbyveld, ja, ons het lekker gespeel. Broer Koos het opgehou speel toe ek begin boer. Hy het in 68 begin, Koos, 67, 68. En ek het 77 plaas toe gekom, 68 toe begin speel ek, toe begin hy weer speel. Toe ry ons so saam af vir die plaas af, kom oefen en so. Maar baie gespeel, lekker daar gewees. Maar by ons nie so baie goed gebeur nie, maar vir ons voorgeslagte, van die ander ooms in die Galari. Ons het oomgegaan daar op Karos, ek kan maar sy naam noem, om Christian Beileveld. Om Christian was 'n sterk man gewees. Groot, 'n stuk gaasbors gehad. En so ergens van die Liepmers kry, van ons kry hom nie, van die ander het hom gekry. En om Christian, oupa hulle was arm, hy was voorman by die Mylspan, Boegeberg skema gewerk. Nou Christian, ek sou nie, hy het ooit rugby gespeel, maar hy het die storie vertel, hy het ooit rugby gespeel vir Karos teen Kanoneiland. Maar oupa het nie geld betok so nie, so hy speel met 'n paar wit tekkies. Maar met die wat hy so sterk is, dus sê hulle maar, hy moet voor hy speel. Toe die eerste skram vat, hoe sê toe vat hy 'n bietjie sterk. Toe die skram opbreek, toe sit hy wit tekkies so onder sit nie, toe sy los daarom. Deur die sool getrap. Dwars deur die sool, toe skram hy wit tekkie, dat hy so onder sit nie sit. Maar hy was nog gewoon met die Kalahari, wat ook so storieetjies vertel het oor rugby. Hulle het ook Kanoneiland, maar dit was 'n tuiswedstryd vir Kanoneiland gewees, teen Karos op Kanoneiland. Nou hy het sy claim to fame was, hy kan 'n bal verskop. Toe die wind, hy sê die westerwind het gewaai, hy was vir agteraf. Toe trap hy vas, toe skop hy die bal laat op Kanoneiland se veld. Dis nog 'n ou 6-naad bal, dis so 'n stuk ding gewees. Toe is die bal weg. Toe het hulle nou perryters uitgestuur, voetgangers in. Maar hulle kry hom nie. Toe het hulle 'n week later gekry, toe lê hy in 'n varkhok op 6 bra. En dat hy blykbaar hier op die veld, of weet jy waar dorp se ou veld was, maar het hulle ook gespeel, Kanoneiland teen dorp. Hulle pak was 'n bietjie lig. Maar dis nou seker hier in die 1920s daar rond. Toe kry hulle 'n strafskop 5-3 van die kantlyn af. Ag, van die doellyn af. Toe sê die kaptein, hulle pak is bietjie lig, hulle wil nie voorafvat, hy moet maar paal toe skop. Hy sê toe skop hy, maar dis die skop 'n bietjie skuins, toe sit die bal tussen die twee palle vas. Hy het ook hier ergens, dat hy ook geskop, dieselfde is op Christian, maar hy het geskop. Nou hy geskop het, paal toe is die bal weg, toe soek almal die bal, toe hy afkyk, toe voel hy iets. Toe sit die bal so onder sit nie, toe sy deur hy 6-naad bal, toe hy dwars deur geskop, sit die bal net so. Dis nou daai jare, ek weet nie of die goed waar is, hulle het die wedstryd uitgesaai nie. Ons kan nie nou terug gaan en luister op kyk. Nee, dit is klassiek en dan is, ons het nou Liebenberg, ons het so paar kakeman stories ook, Liebenberg kom ons van die haai wêreld af, meelery en daai jare die ou mense mos klere gemaak nog met
met meelsakke. Ek weet nie hoe gaan daai storie nie, pas met jy help. Ek het nou soveel stories wat ek nou wil hier in mekaar las. Ek gaan nou by hom uitkom, by Kakamas Roller Meele. Jou groot mense, my pa, hulle het mos van ons, het hulle mos nou nie, die sê maar gesinsbeplanning en daai goed, dis mos 'n vreeslike geheim gewees. So erg, dat is, ek was 'n laaitie hier in die laerskool, is daar, oei, moeilik lam of 'n koei kan nie val en nie om huis toe, jy mag nie bystaan nie. So het Jaco, hy was so laaitie, nog nie op skool nie, die karikoeljare daar in die kraal, help is die oei, ek en nie, plaasvolk. Jaco sit so op sy hurk en hy kyk die ding, maar ek los hom. Volgende is kom by oei om voor die bos, onderste boy, daar in die rooisand. Hy het ook nie weer vrae gevra daaroor nie. Nou hy is daar een naweek, gaan kyk dis my pa en sy jonger broer Bernard, ons het klomp bokkerame wat ou Janie nou daar onder die oeye gaan sit. Jy moet hulle mos wegvat, hy is precies eend nie. Nou kom ons daar en dan lei die bokkerame af daar tussen die klomp oeye in. Dis, maar jy weet mos hoe gesels hulle na, hy bokkerame. Nou Berry kyk so, hy sê, pa, wat gaan hier aan? Nou, ek sê, pa's later vir jou vertel. Toe vertel ek op nou hoe werk het en toe, kyk as jy vir 'n kind jok of so iets, dan vra hy aan mekaar vir jou. Vertel my waarheid. Toe staan hulle nou reg op, nou ons het 'n jong gehad, ons het die, as jy, ramme nou onder die oeye gaan, 'n dekseisoen of so, dat is al die gevra, nou hoe lyk het, dan speel jy ramme. Dan sê daar weer een jong, ja, mas Johnny, hulle staan reg op soos mens. Nou ja, die programme het toe ook dadelik reg op gestaan soos mens. Anders lê daarby, ek was by lewe lank in die koshuis, my pa, ma, van my susters, broer, daar was nooit gesels oor, sê maar groot mensake nie. En so het meneer van der Merwe eendag aangekom in die koshuis aan die slaapsaal, Karel van der Merwe, hy het van Wellington gekom. Nou toe het ons iewers 'n ou landsteen of 'n ou skoop gekry, toe staan ons eintlik op ons knieë daar om die enkel beetjie. Kyk maar die middelblad van die skoop. Dit meneer nou vir ons mooi beduie wat gaan vir wat. Nou toe is tevrede. Maar om terug te kom, ek gaan nou net by die Kakamas storie uitkom. Sunny van Gary se wêreld, sy het ook maar net plaas in dorp toe, die klein dorpie, en plaas toe, nergens by 'n stad gekom. Sy het toe klaar geleer, sy wil nou na hy groot dorp toe gaan Stellenbosch toe, om verder te gaan leer. Right, hulle is hier af, alles doen, Sunny afgelei, gegroet. Sê aan ma, Sunny, jy moet toch, hulle het die uitdrukking gehad, jy moet kyk agter jou. Dat wil sê, jy moet jouself oppas. Dis my kind, jy moet toch kyk agter jou. Reg, maar ek sal kyk agter my. Dan is daar weg, eerste kwartaal goed gegaan, alles is goeie nuus, tweede kwartaal, derde kwartaal, toe hoor ma met die stemtoon, is nie lekker nie. Sunny wil ook nie vir ma vertel, sy sê, maar ek sal maar as ek by die huis kom vir ma vertel. By die huis gekom, sien mama, hier is 'n foutjie. Hier is 'n broodjie in die oond. En vra nou, ek het nou gesê, jy moet kyk agter jou my kind. Sê maar, daar is 'n klomp. Daar is 'n klomp lewendige jong seuns daar, ons het nou maar kennis gemaak en so. Nou ma het gesê ek moet kyk agter my, maar ek het nog so gekyk agter my, toe breek hulle voor in. Hoor die taps en oupa, Ja, oupa Wilpai, hy het seker vir jou baie stories vertel. ja nee, kyk, hy volgens my was ook maar 'n legende. En hy het my stories vertel weer van legendes toe hy 'n jong man was, wat die ou mense daai tyd gedoen het en hoe hulle geopereer het. Maar ja, ek weet nie, daar sal mense seker maar weet van die oom, maar kyk, my oupa het gesê, daai oom het so gelief, hy het sommer voor die storie begin, dat hy gesê, jy moet my glo hoor. Dan begin ek eers met die storie. So, nou die oom, oupa vertel my, hulle is op die plaas, en maar dis droogte. Kyk, hy tyd moes nou kwyt droogte gewees, en so. Nou is daar 'n man wat vir hom moet sê, wat sy draagkrag op die plaas is. Maar hulle ry mos nou, daar was ons, jy weet mos in die Kalahari, altyd op die hoogste duin is daar 'n dam. En hulle ry daar na daai dam toe, en hulle gaan staan daar.
Nou kyk die man die veld so, hy kyk nou so in die verte. En hy sê, glo vir die oom, maar hy skat seker daarom so 3 ooe per hektar. Maar my oupa sê, die oom sê vir hom, ou Willa, ek vererg my. Maar die man het een van die veldfokus hemde aan. Hy sê, ek klap hom, one shot, boor die 21 voet sinkdam. Toe die man daar aan die ander kant opstaan, toe net sy 2 hemdsakke vol water. So hard het hem geklap. Hoor hier, is. Ek sien ons dek 'n wye spektrum, maar ek sal maar hier hou by die kinderstories. Hy sal ook nou weer later, ek hoor hy het 'n ander storie wat hy vir my wil vertel. Maar nou agter die berg waar ons geboor het op Tampa, net hier op die Wilsverzoekpad, so 60 kilos uit, 70 kilos. Daar was 'n tweeling gewees. Hulle is my vergewe. Nou daardie jare was hulle nog by juffrou Marina Strauss. Marina Strauss in die klas, en jy weet mos nou hoe se kos is kind. Vertel vir juffrou vra ons altyd na die vakansie. Jokkel, wat het julle gemaak? Nou sê die een, daar een van die tweeling, hy sê, nee juffrou, jy sal nie glo, ons gebeur, my ouma is 'n kat gevat. Toe sit ons hom in 'n tyre, en ons rol hom maar by die kalkwerf af. En die kat op 'n stadium, ek dink vandag nog, dis waar die woord katswing vanaf kom. Hy, toe die tyre nou 'n bietjie afslek, toe spring hy in die harde baan in die klein, hy sê in die long drop, en hy spring haar teen die sink vas, en hy val binne in die long drop. Sy sê, ja, sy sê, nee, vir toe is dit maar haar tou, en dropper, en het stuk tak, met die kat, ons kry die kat uit. Nou gaan ek aan my ouma toe, ek sê, ouma, hier was 'n probleem. Hier, nou, die ding het gebeur, sy sê, luister, voor jou opa kon nie in die veld uitkom, maar die kat daar uit wees, anders is hy al los. Maar nou is hulle oompie goed kuier ook af by die vakansie by hulle. So het hulle nou getraai langs door die kort te maak, en toe hulle nou moedeloos is. Nou, hoeveel keer my ouma was, sy wil niks weet nie. Toe kom oompie Wessel met 'n plan op, en ek gaan na my ouma toe, ek sê, ouma Wessel het 'n blink plan, julle moet nou maar die woord verskoon. Hy sê, wat ons met daai kat moet doen. Hy sê, ouma, kom ons gee daai kat 'n koel, aan kakkers. Skus so lelik lag ek. Ons ry een aand op pad Arionsvlei toe vir die Arionsvlei skou. En soos dit nou kom, ergens tussen 2 dorpe, breek die bus. En hulle reël toe dat ons sommer daar by iemand op 'n plaas eers uitkom, want dit is ook nou al amper donker. Dat ons net tot daar kom, dat ons nou as dit lig is, weer kan verder tot in Arionsvlei. Nou kom ons daar aan met die instap, is dit net skaapkoppe waar jy kyk. Toe hoor ons nou maar, hulle is die mense wat die skaapkoppe vir die fees nou reg kry. In die huis sit ons toe, of nie, sit ons daar so klein tafeltjie, maar aan binnekant is ook so lang tafel met, net soos die tannies altyd gekook het met allerlei nemmelpotjies met die blommetjies op. Jong, die goed staan en ek weet sommer klaar, daar is klaar betats en dit, en ons is honger en ons is geïrriteerd, en die dinge dan net oor die grens loop gaan, en dan ry jy so stukkie, en dan vrek die ding, en ry jy stukkie. Ek dink toe ons gaan nou eet, maar die ouma haal toe so liter klipdrif uit. En hy sê toe maar, as die nou op is, dan kan ons ook nou loop aansit. Nou is ons 3 saam met hom 4, nou sit ons, nou begin die oom vertel. Maar die eerste stuk van sy storie was so oortuigend dat ek hom begin glo het, en eintlik later disappointed was dat die storie nie regtig is nie, maar hy vertel dat sy buurman het verskriklik gesukkel op sy plaas met die boerdery en dinge wil net nie gewerk het nie. En daar kom toe eendag 'n mannetjie daar aan en hy sê vir die boer, maar om die goed los, die beeste en goed, boer moet pampoen. En hy sê te man, wat weet ek van pampoen af, maar so gee die mannetjie vir hom so sakkie pampoenpitte. En hy gooi dit daar op die unit neer. En so gaat hulle toe maar nou aan 'n maand of 2, die man besluit toe, saam met sy vrou, maar hy dink hulle moet bietjie weggaan, net so vir 'n maand of so, om kop skoon te maak.
om nou die ding nou weer vars aan te vat. En soos hulle uitry van die plaas af, sê sy vrou vir hom, en wat nou van die pytjies? En hy sê, man, die hel in met die pytjies, en hy vat dit, en hy gooi dit by die ruit uit, en hulle is weg. Nou is hulle maak uit toe, met vakansie gaan hou. Nou vertel die oom, hy sê toe hy terugkom oor 'n maand, toe vra die boer sy vrou, hy kan nie verstaan nie, die son sit hoog, maar ons ry die hele tyd in die skaduwee. Hy sê, toe hy by sy hek inry, by sy plaas, toe was dit presies 32 kilometer, wat hy moes ompad ry om 'n pampoen. Hy sê, toe hy by sy voordeur kom, toe staan sy 280 beeste wrag dat daai pampoen besig om van binnekant af uit te vret. Toe is die bottel klaar. Hoor jy so, rooi so plaas stories, daai eens in Tampana, waar ons groot geword, my pa geboor en later jare het hy en Dantes saamgeboor en nou, met hom Dantes, hy het 'n voorliefde, ek het hom as 'n klein kindjie so leer ken, hy vrek oor heuning, en toe hy nou eendag, het hy my net vertel, toe ek daar by hom kom, toe sê, neefie, kyk hierdie klomp heuning, wat hy uitgehaal het, maar ek sien toe hy, daai Jadron broekie van hom, hy rugby broekie wat hy by die veld gespeel het, die sit stywer as gewoonlik, en toe ek hom nou vra wat het gebeur, hy gaan nou vir julle vertel, dankie, ek weet nie. Ek het nou nie gedink die storie met Valley. Dit was 1988, baie gereën, die mense wat hier bly sal weet, dit was vloed, een van die grootste vloede in Oranje, daar op die plaas wat hulle groot geword het, Tampan. Nou, werk ons daar, dis so in die regse kant van die pad, hulle is so, die wat olie van Victoria, hulle is so 'n lang berg, wat ons nou maar in die wêreld 'n berg noem. En met die baie reën, ons het sulke houtlekbakke gehad, toe die reën afgekom en die houtlekbakke gespoel. En toe sê ek die manne wat my werk, sit hulle maar net daai een kan neer op klippe, dat hulle daar lê, en op 'n stadium is ons daar, en ons gaan werk, en ek sê, man, as my skaap in die kamp sit, maar die lekbak is onderste bo, draai hem net om, dat ons hom op die tyres neersit. En toe hom vat, toe sê hulle, hier's bye. En ek sê, loer daar, maar hulle loer, en sê, hy's vet. Hy's gepak van die koeke, ek sê, los hom. Nou ek had 'n man by ons gewerk, Gert Julie, Gert was 'n paar jaar my senior, en Gert was homself erg voor heuning. En ek sê nee wat ons ry huis toe, ons kom oor 2 dae. 2 dae later, ek en Gert vroegmôre staan ons op Diepklip, dis saam so seker, hoe lank het ons gery koos daarna toe? 35, 40 minute maximum. Maar ek het nie lekker aangetrek. Ek is toen al uit my rugby speel daar uit, maar ek het nog van die klere wat ek mee gespeel het. Ek het so 'n swart broekie wat nou, hy is te klein kante toe en boontoe. En 'n nou passende rooi t-shirtjie en 'n lang mes en 'n plastiek skottel en 'n gooiasak. En dan gaan ons Gert het 'n kakiepakkie aan, kort my en velskoene en 'n kort broekie. Hier gaan ons. Kom die môre daar is nog so al skemer. Son is net op pad om uit te kom en ek steek hy gooiasak aan en ek begin rook en hy draai daai krip om, maar dit is net by jou. Ek rook, ek gers my koeke. Maar wat dit ek so voor ons staan met die broekie wat nou nie meer my nommer is nie. Ek het by as hy gerook word, dan brand sy huis. Dan gaan soek hy ander huis. 'n Klipskeer of in 'n boom. Of enige plek waar hy kan wegkom by hierdie gevaar af. En ek staan nog so voor ons staan met die rook in 'n gooiasak, toe voel ek hier agter het nou 'n bye huis gekry. En by wat so rook, loop maar so op sy kop. Dan maak hulle so, hy bewe so. Ek weet nie of jy al gevoel het, as het by jou kloof afloop, maar jy gaan verder vorentoe en jy stoot die twee uit mekaar uit. Maar jy kan self probeer nou, dat werk so, maar nie dat ek sit aan nie. Maar in elk geval, nou voel ek, hy loop een keer, en ek sê vir Gert, dis 'n fout. Die bye gaan agterin. Hulle soek huis. En ek voel hy loop nog. Maar nou as jy nou, daar's eers 'n spier by jou gesig konnekteer met daai spier agter. As jy jou sterre oopmaak, dan val jou gesig plat so.
as jy so staan, as jy oopmaak, dan gaan jou gesig mors dood. Nou staan ek by die dooie gesig, en die bye word meer. En vir een of ander rede, die voorste by hom vervies. Tola sê daar waar het donker en klam maar onbewoon is. En hy by steek nie. En toe hy steek, toe knyp ek. Maar toe gooi hulle. Ek sê, Sjert, hulle steek my. Hy sê, hou, nog 2 koeke. Nou sit ek na hy skortele, hardloop ek weg. Nou, hy morgen toe die son so uitkoor dan pas op berg. Staan ek op die knie aan 'n 4 voet. My Sjert is boor my so met die hoekapie. Broek is afgetrek, so in die morgenson. Bye die oor die besigheid oop, want hy swel nou, hy word klaphard, jou sterre. Bye die oor so oop met die linkerarm, met die knipmes, haal hy hulle so. Hy sê, hy het nogal gegooi. Vir 2 weke het ek geloop krap. My sterre was toegeswel, so. Kliphard, die klim kom so. Dankie. Ja, dat is 'n classic story, Royce. Hy moes dit net vertel, dat Jan Ame, jy het ook hier 'n storie wat jy nog wil sny, wat jy wil gooi. Nou, ek hoop, vertel hier vir die mense, dis seker waar gaan dit oor die skool of wat? Nee, so ek om Jaco en my oupa het een keer na oom toe gegaan en toe my ma vir ons kos gebak. Volgende dag toe gaan ons, was ons op die pad, toe stop ons daar by sulke gebreekte plek. Toe eet ons daar, toe was daar blou eiers. My oupa en oom Jaco eet dit. Ek is nee, ek sal ry. Gaan ons nog so op die pad. Toe praat hulle nou eers met 'n ou. En toe gaan ons na my oupa se geboortehuis. Toe kom ons terug. Jo, hy eerste los het 1 wind om Jaco. Dis nog alright. Tweede een is het oupa. Is 'n bietjie. Van kom hulle al 2. Hy bakkie. Dis verskriklik. Nee, maar ek het mos nou ook 'n bietjie geëet, so as ek eet, dan weet ek al klaar, my maag is omgekrap en dan kan ek dit nie meer hou nie. Toe los ek hy wind. Al 2 vensters gaan onmiddellik oop. Toe kon hulle nie asemhaal nie. Maar toe lag ek my dood. Ek daar weet julle, ons liewe mere het maar swak, maar dit is mos so. Pa nog 'n harde storie wat pa wou gesny het. Weet jy, anders, ek is nie gebore in die masjien. Ander storie, daar in die 60s en voor dit seker, en die baie jong manne van die Transvaal, die ou, en die ou Gauteng, het hulle deurgegaan, gewoonlik het hulle, of Walvisbaai toe, op die visserbote gaan werk, of hulle is hier na die diamantgebied toe. Nou, die jong manne gekom, was nog aan die grondpad tyd, hier vanaf Springbok toe, is maar te voet, ek kry hier vandaar 'n geleentheid, en hy kom toe daar aan, hy sien later met die son sak, hy moet dan nou iewers 'n herberg kry, dis nou om te oornag. Stap daar na die plaas opstal toe, en hy kom daar, maar die ou tannie, boer toe alleen, sy bly daar alleen, en sy boer alleen. Hy vra ook vir haar tannie, ek soek toch 'n oornagplekkie, het jy van my herberg? Sy sê ja. So alles gereël, en kosie vir hom, weet jy, so. Maar hy het hierdie handsiffies gemaak, wil het diamantgrys besif. Hy was so, ek het al gesien, so 'n ronde enetjie, en dat hy nou 'n metaalrand, en sommer partykeer 'n stuk sink wat gate in het, gooi die grys in, en met water, en spoel die sand uit. Nou hulle dit 'n baby genoem. Nou vra die tante later aan, voor hulle nou gaan lê. Nou my neef, sê eers vir my, wat is jou nering? Nou nering is, wat is jou beroep, of wat is jou werk? Maar hy het daar nie ingelig wat hy eintlik doen. Hy sê, tante, ek is 'n babymaker. Sy kyk hom so, sê, voor die vader nie van wanneer af is dit daar werk. Taps, wacht, taps gou daar. Gaan jy, wat wil jy Daai oom wat so wat verstaan. Kyk, dis uit die kortste lont ooit
wat my oupa sê, iemand wat hy ooit ontmoet het. Maar hy sê, die oom was net ook so lank soos sy lont. Die oom was net so groot. Maar hy was verskriklik kwaai. Hy kan 'n leeu bang gemaak het, wil ek amper sê. Maar anyway, by 'n oupa, en ek het die oom ook ontmoet as kind, en ek het geweet wat hom kwaad maak, so, want as hy kwaad is dit vir my die snaakste, want hy het 'n manier gehad, hy byt so op sy tande. En so, die storie wat ek wil vertel is van hom, hulle werk windpomp op die plaas, en hy en ou Gert is bo in die windpomp. Nou, sukkel hulle daar, daai tydse, hy windpompe, die spanners en goede is mos nou maar geroes, en is net die oom en Gert wat nou daarbo is. Nou sê die oom vir Gert, bring daar vir my 'n 7/18 spanner. Nou sal Gert hier teen die windpomp besig om af te klim, maar dis 'n hoë windpomp. En so raak daai oom nou hierbo, raak hy nou ongeduldig, en hy wil hê die spanner moet kom, die goed moet klaar kry. Nou, die oom staan en kyk, nou waar is Gert nou, dat hy nou om van bo af bietjie met die stem kan gooi. Maar intussen draai daai vlerk van die windpomp, en die oom se voet glip, en hy val uit daai windpomp uit. Dis 'n reineware storie wat ek julle nou vertel. Hy val uit die windpomp uit. Nou, gelyk moet wat hy die grond tres, toe trap ou Gert ook op die grond, van die klim nou van bo af. En het klink my toe hy daar opstaan. Toe buit hy so op sy tande, toe sê hy, Gert, as jy nie die speler kry, ja, kom maar, kom self. Is om te vlug. Te vlug. Hy het nou gesê van 'n wyntjie los, ek sal nie vergeet nie, op toer sit Jacques G agter my en ek is agter die stuur en ek maak die ruit op, so eentjie, en ek's lief om hom op te ry. En ek draai so terug, ek sê, Jacques, pla die wind, toe sê hy, nee, jy kan maar nog enetjie los. So, ek sal het nie vergeet nie. Hy sê, nee, jy kan maar nog enetjie los. Jy sê sy van op toer wees, Royes. Nou vertel het ou Skoetser, ek dink as hy weer hy storie vertel het, nou lees ek het een keer, ek was self op Koffsies, so dis 1 jaar Koffsies Interwaarste en dan die pikke, en so Royes moes my, jy gaan daar by Wesselsbron verby, en daar kom die boer een oggend Wesselsbron toe vinnig, en hy sien, maar hy's haastig, hy sien het lê ding hier so in die gras, hier op die draai, en wanneer hy terugkom, toe hy nou klaar is, toe is hy nou bietjie kalmer, en hy sien maar hier lê 'n kombietjie op sy dak, en hy stop, dis nou in die Interwaarste opry, en hy stop en nou sê daar by die wal af, nou dis daar ou ronde kombietjies, nou lê hy so, nou kyk hy hier voor, by die vooruit in, nou lê daar agter 3 studente, nou lê hulle so op in die maag, nou kyk hulle vorentoe vir die vooruit, met 'n glas wyn, met papsak wyn, nou lê hulle so, nou sê die boer vir hulle, Jerels, is julle alright? Hulle sê, ja oom, nee, ons is okay. Hy sê, maar kan ek vir julle iets doen? Nou haak die meisiekind af, ja, kan oom net vir ons hy kaset onder hy voor. Steen net omdraai. Ons kom van Graaf Renet af, ry Uniondale in. Laat is het, daar nou is net die tyd Van Uniondale af, en toe ons Uniondale inry, is daar 'n groot bord wat sê, welkom in Uniondale. En onder die bord hang daar toe 'n vrou, maar sy het nou 'n bietjie te veel in, hang so aan die paal van die bord, en ek dink vat, ek gaan stop, en ek stop, ek sê, dame, kan jy vir ons sê waar Uniondale is? Sy kyk my so, sy sê, meneer, hy is nog so 43 kilometer aan, staan sy onder die bord wat sê, welkom in Uniondale. Welkom in Uniondale. Hoor jy, ons het nou lekker gesels, ons kan nog man so lekker kort storieetjie gooi, dan is ons seker nou eers op ons einde, ons gaan Saterdagmiddag kap, so meer flou. So, Boeta, het jy nog 'n storie? Nou gooi daar 'n kort storieetjie. So, dit op backstel, kyk, hier militair. Ja, so toe ek 6 was, het ek en hom Jaco en al sy ander vriende en vriendinne Kalahari toe gegaan.
My ma pak vir my klere sonder dat ek weet. Ons bly daar vir 2 weke. Eerste dag vra Jaco vir my, "Boeta jy klere?" Sê ek, "Nee oom Jaco, ek dink mamma het vir my ingepakkie." Tweede dag, "Boeta jy seker?" Sê ek, "Ja oom." Bly daar hele 2 weke in hy selfde baadjie, selfde klere. Oom Jaco wil eers naby aan my kom nie, dis so baie ek stink. Hy moet nie elke oggend, die deal is, hy moet tandenborsel. Want die arme vrou wat by hulle werk, sy moet ook rus. Sy kan nie heeltyd dinge soos klere was nie, maar hy moet tandenborsel. Nou ry ons daai oggend, dis die grond wat hom dan bestuur hier. Hoe ry ons nou daarvan af, maar die hut na die hek toe, oompie, hoe ver is dit? 400, 300 meter? Okay, sê nou maar 500 meter. Nou klim hy voor in die rooi cruiser wat ek gehad het. Toe ons by die hek kom, toe sê ek, "Boeta, jy sal moet gaan agter sit." Toe het hy so 'n bitter reuk op hom. Van hy 10 dae in sy bad nie. Al wat nie gestink het, was sy asem. Ja, en toe, en oom Jaco smeer ook nog bloed op my gesig van die bees wat ons jag, of die springbok, of al die goed, dan sit hy al die bloed so op my gesig, en hier 2 strepe. En dit is vir my lekker, maar en stink het. Dan was ek my gesig, dan trek ek weer die klere aan. En vra Jaco vir my weer, "Boeta, is jy seker, mamma het nie vir jou klere ingepakkie?" Sê ek, "Ja oom, ek is doodseker." Kom ons daar by die huis aan, sê my ma, "Jan, hoekom sê jy nou in dieselfde klere?" Sê ek, mamma het mos nie vir my klere ingepakkie." Sê my ma, "Nee man, ek het vir jou klere ingepak man." Maak sy haar hele sak oop. Oom Jaco skud net sy kop so in. Sê. Ja, nee, ek dink seker maar nou wat het hy van my afgedink. Ja, dis reg, Boeta, ons gaan nog baie lank paai loop. Dankie. Jaco vinnig, ek moet met my dierbare vriend Arno Versail net 'n baie kort maak. Ons almal op die weermag toe is daai jare, dit was nou maar so, almal moes gaan. En Arno die storie vertel, van die luite wat daar by Wallekraal groot geword het, daar van Garys af Kussekant, die plekkie, daar is nog 'n paar meer rasies. Nou, al wat hy ergens in 'n dorp gekom het, is wanneer hulle Kersaankope loop doen in Springbok, of wanneer sy pa die wolskeerseltjie lei, en met die lorrietjie vat, of met die waarde uit het, en loop lei by Bitterfontein op die stasie. En toe hy nou opgeroep word weermag toe, het hulle sy goedjies daar gepak, en die koffertjie gevat, en sit hom op Bitterfontein op die trein, en daarvan af was hy nou, ek dink die trein sluit by Klawer, of ergens daar rond. Sluit het aan, daar moet hulle ergens 'n bietjie oorstaan, ek dink is by Klawer. Maar die jongman was nog nooit uit 'n Makwaland uit. Nou is die wêreld van vreemd. Nou sit hy daar teen 'n klein stagegebouetjie so, verwaarloos met sy koffertjie langs hom, maar die kondukteur het daar rondgestaan, hy sien die klomp, hy is heel verwaarloos. En hy loop na hom dan, hy sê vir hom, "Môre Boet," hy sê, "Môre oom." Hy sê, "Jong, van waar af is jy?" Hy kyk so op, hy sê, "Van Afrika of oom." Pas net, Ja, okay. As 'n kortetjie. Ek as kind voor ek skool toe was, dit is 'n algemene gebruik. My ma het ook by die gesifte meelsakke uitgekook en soda, en dat sy my onderbroekies gemaak, en dit is maar deel van die pakkie. So het 'n neef van haar op Kakamas, hy was 'n regte ou pleitjie. Hy was ook in Liebenberg, en die tante wat hy nog aan die storie beskryf, ook in Liebenberg. Nou daar was Kakamas roller meel, was 'n meel geweest wat die water aandryf, wat hulle koring goed gemaal het. Nou, en die tannie, sorry, ek moet nie name noem nie, sy was redelik lywig geweest, maar sy het maar 'n sleg sit gehad op haar. Die bene het maar hierdie styl gebly. Nou vertel, sy het ook haar eie fyn goedjies gemaak met sakke wat sy ook maar uitgekook het, maar partykeer jy blyk om nie die eerste keer, die daar is maar nog so 'n dowwe naampie wat oorbly op die sak. Nou sê maar die tannie het 'n manier gehad, as sy lag, dan sy het hard gelag, maar dan skater sy, maak sy so. Nou sê die oom, die tante so lekker lag, en sy tel hem so op, dan sien hy duidelik,
Daar staan geskryf kakelmas rollermeule. Fyn gesifte weer. Fyn gesifte meel, ja. Tapsie, maak jy klaar en dan is er man. Man, die laaste is nou 'n steltjie wat ek wil vertel. Dit het ook werklik gebeur. Die mense is almal hier in Appington, so as hulle nou hoor wat ek nou vertel, dan gaan hulle nou weet wie hulle is. Maar my pa is ook in die pakkie. En hier gaat ons gaan jag hier in die Kalahari. Daar amper soos daai grond wat jy mos nou jag en alles. En die plaas se naam is Bloukraaks. Maar anyway, ons jag toe nou, maar ons jagbakkie is 'n Nomad. Nou julle weet mos nou hoe kort is 'n Nomad. Nou is ons nog 4 dikkes agterop ook. En my pa en die oom wat bestuur, hy sal my ook vergewe as ek sy naam sê, om Johan Vereden. Dit was sy Nomad waarmee ons gejag het. Jy weet, ons ry, maar die duin is toe nou te hoog, ons kan hom nie uitkom nie. En ek sien, papa, as 'n man so terugkyk, dan kyk jy af. So dit is gevaarlik. Nou kom die oom so met die Nomad so terug. En iewers swaai sy stuurwiel en sy voorwiel haak aan die pol en daar val die Nomad nou. Nou ek staan links agter, nou val hy hier na my kant toe. En hier val 'n toolbox. Die man wat agter my staan se Mary en van hom af val daai toolbox my hier onder die rib. Nou druk die geweer my onder my rib vas met daai gewig. En ek kan nie praat nie. En my pa vra my, "Is julle alright?" En ek lyk net soos 'n goudvis hier agterop. Ek kan nie asem. Op die einde is ek uit en alles, maar net wat ek wil vertel van die oom. Toe die Nomad nou daar op sy lê. Toe kyk hy so daar na my pa toe sê hy, "Davie, wil jy 'n Tapsie maar gou stap? Ek haal julle net gou vir ons die cruiser om hom regop te trekkie. Ek het hier agter die seat dat ek sommer 'n service dat dienste kom sommer gou." So het my nou gesmaak. Positiewe ding uit negatiewe moeilikheid. Okay, ek gaan nou nie 'n staaltjie vertel, ek gaan nou afsluit om te sê dat as stories nie kan gedeel word, is eintlik geen nut daarin nie. Ons ervaar dit en ons beleef dit, en net soos wat julle daar sit, het julle ook 'n klomp stories. Ons is ons beurt om dit nou te kan vertel, maar ek glo, as jy in 'n ander mense huis sit, dat al die mooi van stories daar uitkom, en dit is wat dit spesiaal maak. En ons gaan nou met klaarmaak, jy gaan die laaste woord hê, maar ek wil aan van my kant af sê, dankie dat julle geluister het, en ek hoop julle het dit geniet, soos wat ons het geniet om het te vertel. Dankie Roy, is baie dankie dat jy my ook hier so my hand gevat het. Dis ook maar die eerste keer vir my. Ja, want ek het baie lekker gegaan, en dit is baie goed. Ja, vir ons gaste, ons is weer, al die Liebenbergs hier so, Tapsman, ver langs Liebenberg, ons is weer Saterdagmiddag 4:00. Dan vertel ons vir julle, ons het nou 'n druppel van die oseaanse staaltjies vertel. Kom asseblief Saterdag, kom ondersteun ons, dankie vir die bywoning hier by die kuierfees, is lekker om julle hier te hê, en ons sien uit na baie lekker naweek. Julle moet mooi loop en wees in namens. Right, kom ons gee vir Jaco en sy vriende lekker aan 'n klap. Jy sat hier by die Kalahari kuierfees, ons kuier na die Bissies bewe.